wonder nie een van julle het ooit airtime nie. Met wie die hel gesels julle so vroeg in die oggend? Ek moes dringend met Tenis praat, ma. Ek moes dringend met Charmenay praat. My ma moes dringend met my praat. As jou ma so vroeg in die oggend bel, is dit nooit 'n goeie teken nie. Ek het my ma gebel. Nou, hoe weet jy dan sy wou dringend met jou praat? Want sy het vir my 'n please call me SMS gestuur want daai airtime is op. Ek sit er om te vra waaroor jou ma so vroeg in die oggend met jou wil praat. 2 dinge. 1, haar airtime is op. En 2, my ma het probleme met die bure. Ag nee, pa. Ouma skaars 2 weke by huis Lelieveld. Wat se probleme? Mevrou Kotse van oor kan die straat en my ma het 4 uur vanoggend woorde gehad. En toe praat hulle so hard op my ma se stoep dat die bure aan albei kante wakker word en nou is almal baie kwaad vir my arme ma. Charmenay is baie kwaad vir hulle huisop, omdat sy nie die jean wat Charmenay vanoggend wou dra, gestryk het nie. Oh, please. Want sy nie eens haar eie jeans stryk nie. Hoekom het jou ma mevrou Kotse woorde gehad? Want mevrou Kotse se man Errol het vir my ma lift gegee winkels toe en terug. 4 uur in die oggend. Nee, gistermiddag al. Maar op pad terug het hulle vinnig gaan inloer by Goldreef se casino en toe hak hulle daar vas. Tot 4 uur vanoggend. Ag moenie, jy weet hoe vinnig vlieg die tyd in 'n casino vir alles waar drank betrokke is. Het ouma nog nie genoeg haar vingers verbrand met die dobbel nie, hè? Ek gee op. Dobbel drank en nou ander vrouens aan mans ook. Wat presies probeer jy sê? Jou ma is 'n flop en full-scale disaster. Maar sy bly my ma. Arme Charmenay wou vandag saam met haar nuwe blouse daai spesifieke jean gedra het. Who cares? Sê vir die klein slets met die Care Bears bel. Ag, shut up jy. Man, shut up jy. Shut up jy. Hey! Shut up julle albei, toe sê hulle wors. Al wat ek wil sê is, ek het vir my ma bitter jammer gekry en toe sê ek ja. Ja, waarvoor? Ja, sy kan maar vanaand hier kom oorslaap. Net vir so 'n aandjie of 2, totdat dinge daar by huis Lelieveld se bure afgekoel het. Jou bliksem. Ek het skaars 3 weke terug amper 'n nervous breakdown gehad en nou doen jy dit weer aan my. Pa, bel net vir ouma en sê sy kan nie vanaand hier kom oorslaap nie. Waar moet my ma slaap, op straat? In haar nuwe woonstel, by huis Lelieveld. Dis te laat. My ma slaap pad hierheen in 'n taxi. Ek het nie krag hiervoor nie, Visagie. My ma het beloof om haarself te gedra en nie aan jou kombuiskaste te raak nie. As ek 'n handvol slaaphulle sluk, sal dit jou skuld wees. Ag, kom nou, skattebol, dis nie so erg. Tenis van Rooyen se pa het weer begin drink. Dis erg. Miskien moet jy net weer daai foto van my ma teen die sitkamer se muur ophang, net tot sy waai. Doen jy dit? Dis after all jou ma. Ag, okay, is ook nie einde van die wêreld nie. Visagie, jy soek van my. Charmenay soek 'n fotograaf om kunsfoto's van haar tattoos te neem. Wat laat jou dink dat ons dit wil weet? Tenis het voorgestel dat ons sy ma se nuwe kamera gebruik. Is dit so? Ja, later vanmiddag in my rondaal. Hoor maar dit. Julle neem nie vieslike foto's in my huis nie. Kunsfoto's, ma. So van kuns gepraat. Ek sien in die koerant daar's 'n paar kerke wat The Naked News wil verbân. Ek stem, dis vieslik. Dis maar net 'n ander, meer interessante manier om die nuus aan te bied. Mans kyk hier daarna om na die nuus te kyk nie, asseblief. Dis 'n belediging vir enige vrou. Ag, is heeltemal onskadelik. Onskadelik. Wat sê jy doen as ek kyk na die nuus wat aangebied word deur 'n poedelnaakte man? Huh? Wat se man? Is dit die soort nuus waarna jy wil kyk? Kyk wie wat hom nou. Ja, maar dis baie anders. Dit is programme soos daai wat mense se huwelike verwoes. Heel Melvin met die werk sê vir my, die woord huwelik kom uit die Bybelse tyd uit. Haai, regtig, pa? Ja, hy sê die woord het ontstaan toe Adam die eerste keer vir Eva vol vrye blare sien. Totdat daai blare so 'n kyk gegee en gesê, huwelik in. Ja, ma, dis ouma by die hek. Ek wil jou verdomde pa se nek omdraai. Ek het regtig gedink, nou dat ouma haar eie plekkie by huis Lelieveld het, gaan sy bedaar. Nie daai vrou nie. Sy kan nie lewe sonder om moeilikheid vir ander mense te maak nie. Ouma moet dit net nie hier kom doen nie. Sy moet weer aan my kombuiskaste raak en die hel is los. Daai Tenis van Rooyen moet dit net waag om kunsfoto's van haar Charmenay slet te neem en 'n ander soort alles los. Ek kan nie verstaan hoe jy nog met die rubbish kan uitgaan nie. Dat wil ek nie verstaan nie. Ek sou hom los as Hardies nog nie was. Maar daai pragtige Hank sit mos nou in die Kaap. My knie raak sommer lam as ek net aan sy sixpack dink. Dink jy liewer aan jou studies? Daai beauty school kos ons 'n fortuin. Ek gril om daaraan te dink.
Maar ek hoop nie ouma is besig met daai kotse vrou se man nie. Jong, daar's baie vrouens wat just for the hell of it met ander vrouens se man sal lop. Hoekom sal ouma so iets doen? Net om vir die ander vrou te wys. Ek kan jou man kry as ek hom wil hê. Op daai ouderdom? Om wat mee te maak? Dink bietjie daaroor. Dan gril jy en sê, "Ooh, gross." Oh, gross! Maar se tee en 'n koppie met 'n piering, nie 'n mag nie. Het Molly dit gemaak? Ek het. Dankie tog. Ou mollige Molly se tee proe meeste van die tyd na skottelgoedwater. Ja, maar kan oordryf. Jy kan my maar reguit sê dat sy nie vir my 'n ou koppietjie tee wou maak nie. Maar Molly is nie vanoggend in 'n goeie by nie. As ek hier is jou ronde vet vroutjie nooit in 'n goeie by nie. Ma maak dit nie juist maklik vir Molly met ma se al ewige negatiewe aanmerkings nie. I beg your pardon. Nie jy of jou laksvrou ken skynbaar die verskil tussen 'n aanmerking en die waarheid nie. Ek het gesê ma kan hier kom slaap vir 'n aandjie of 2 omdat ek ma wil help. Moet asseblief nie dat ek spyt kry oor my besluit nie. Wip jy jou nou vir jou eie ma? Of my besluit verander en ma nou terugvat na ma se woonstel toe nie. Ek sal weier om te gaan. Die mense daar wil my stenig. Stenig. My klippe gooi. Nou oordryf ma. Daai kotse vrou het my gedreig met 'n strykyster. Ma dobbel dan tot wie weet wat 'n tyd nie nag saam met haar man. Errol, sy naam is Errol. Maar meneer Kotse vir jou, Is daar iets tussen ma en hierdie meneer Kotse? dit het niks met jou te doen. As jy dan moet weet. Nee, ons is net vriende. Hou dit so. Of moet liewer nie eens vriende met hom wees nie, maar kan ons sien wat veroorsaak dit? Sy vrou verstaan hom nie. Hæ? Daar's nie meer 'n tikkiese liefde oor in daai skyn van 'n huwelik nie. Ek wil liewer niks hoor waarvan ma nou praat. Sy kraak arme Errol se manlikheid so af. Sê self sy lê liewer op sterwe as op hom. Ma, ek het gesê ek wil niks hieroor hoor nie. Errol, Meneer Kotse vir jou, meneer Kotse is 'n getroude man. Los hom uit. hy het die wonderlikste paar hande. Ekskuus. Niks staan vir daai paar gespierde hande verkeerd nie. Hy kan enigiets in die huis regmaak. Elektries, plumbing, houtwerk, steenwerk, kos maak, skottelgoed was alles. Azan. En Killy. Waarna kyk julle tweeetjies? Blomme. Koekversierings. Hoe om icing blomme te maak. Ja, dit. Ek het my ma se nuwe kamera gebring. Toe, trek uit, sodat ek die foto's kan neem. Hy stop Lori net daar. Shermanay het nie gesê dat sy haar klere gaan uittrek nie. Nee. Sy moet. Hoe anders gaan ek al tattoos afneem? Ja, my beer. Ek sal vir my klere moet ontslaa raak. Ek gee glad nie om nie. Jy weet ek is nie skaam nie. Ja, dis reg. As jy dit het, wys dit. Wys wat? Haar lyf. I mean, die tattoos op haar lyf. Jy weet, sodat ek kan... Wys dit. Wys jy my eerder hoe werk daai kamera? Ek sal die tattoo self afneem. Dis 'n baie ingewikkelde kamera. Maak dan jou oë toe. Fotograaf kan nie foto's neem met sy oë toe nie. Hy is nie 'n fotograaf skat nie. Moenie dat daai groen jaloesie monster sy kop weer uitsteek nie. Ek soek oordentlike full body foto's van my tattoos. Ja, full body. Ek dink nie so nie. Moet ek dan 'n wild vreemde fotograaf vra om die foto's te neem? Nee, moenie. Nou ja, toe. Kom help my uittrek. Die fotosessie kan begin. Ek sal help. Nee, jou bliksem, ek sal. O, ek like dit as jy so kwaai raak. Toe, ruk my klere af. Het ouma bietjie in die tuin gewerk? Hierdie tuin het 'n goeie snoei nodig. As jou ronde gesonde mammie bietjie uitspring en knip, sal sy bietjie van haar vetjies kan afskud. Oeh, solank ouma dit net nie naby my ma se kombuiskas te waag nie. Jy hoef nie daaroor te worry nie.
Jou pa het vir my die Leviete voorgelees. Goeie genade, ek is te bang om in daai kombuis 'n ou koppie tee te maak. Wil ouma, ek moet vir ouma 'n koppie tee gaan maak. As dit nie te veel moeite sou wees nie. Okay, oor 2 minute. As ouma nie sou omgee nie, ek is amper klaar met my hoofstuk. Ek wonder wat is daar aan die broei in jou dik boetie se rondaalwal. Hoekom sê ouma so? Alles is toe. Die deure, die vensters, gordyne, alles. Ek gaan slaap seker weer. Ek glo nie. Want elke nou en dan is daar so 'n skerp lig wat daar binne afgaan. Askies, ouma. Amper soos 'n kamera se flash. Hulle speel seker computer games of iets. Hulle. Watter hulle? Jou boetie, jou boyfriend en daai drug addict meisiekind. Die bliksems neem foto's. Nou wat nou van my tee? Jy's laat, Visagie. Ek het groot probleme by die werk. Ons is dan nie daar. By die werk. Is genoeg probleme by hierdie malhuis. Hoofkantoor het laat weet dat niemand onder direkteursvlak hierdie jaar 'n verhoging gaan kry nie. Niemand nie. Jou dogter is verskriklik omgekrap. Jy het nie 'n idee hoe omgekrap Melvin en Neville Naidu is nie. Hulle dreig met 'n staking en rolling mass action. Ek praat met jou oor jou dogter en jy gaan aan oor jou probleme by die werk. Dis net ons 3 wat by daai tak werk. As daai 2 manne gaan staak, dan staak 2/3 van my tak se personeel. Hoe gaan dit by hoofkantoor lyk? Klapsie sit nou heel ontroostbaar in haar kamer en ek wil Dikgat sy nek omdraai. Ek sal mediation en arbitration moet inroep om daai tak weer in die werk te kry. Faitjie en ek het dag al gerook. Blapsie verwag en jou ma hardloop kaal in die strate rond. Dis alles daai bloody Echo batteries se skuld. Niemand het nog in maande hulle sales targets gehaal nie. Hey, Visagie. Hallo, anybody home? Jy hoor nie 'n woord wat ek vir jou sê nie. Wat het jy gesê? Dis wat ek wil weet. Wat het ek vir jou gesê? Jy het gesê jy's laat, Visagie. Dikgat en sy chommies het vieslike foto's van Chamonix se tattoos in die rondawel geneem. Wat's fout daarmee? Vra vir Blapsie, sy's verskriklik omgekrap. Okay, dat ek net eers my koffie klaar drank. Jou ma het my roosbome in hulle helm gesnoei. Maar sy het nie aan jou kombuiskaste geraak nie. Julle paniek verniet. Ek het die eerste ketel in daai kombuis gekook nie. Dankie, ma. Maar ek het daai verdomde de mekaar garage van jou bietjie reggepak. Ma het wat gedoen? Jou laptop computer maak 'n baie snaakse geraas. Wat beteken formatting your C drive? Is daai instrument hooligan nog steeds daar in sy garage? Ja, Dikgat is ook daar om te help. Ma het absoluut alles van ons computer afgevee. Maar my magtig, hoeveel keer moet ek nog vir julle sê dat ek dit nie as prins gedoen het nie? Ek weet, maar ek glo nie daai storie dat ma na royal wedding foto's op die interweb wou kyk. Dis presies wat ek wou doen. Faitjie sê, daar's glo in Google se search history meer as 60 searches na online slot machines. O, ek dog dan jy sê absoluut alles is afgevee. Nou, so te sê alles. O, okay. Dan gaan ek maar inkruip voordat ek van erger dinge beskuldig word. Is daar iets tussen ma en daai Errol se man? Moet asseblief nie vir my ma sê nie. Ek is nie jou ma nie. Knyp ma die kat in die donker met 'n ander vrou se man. Wat probeer jy insinueer? Ek dink maar presies gehoor wat ek gesê het. Hoe ken jy my? Wat dink jy van my? Dis juist hoekom ek vra. Ek wou jou nog vra. Is daar dalk iets medies fout met jou dat jy in die laaste tyd so geweldig gewig opgetel het? Nee, maar gaan nie nou die onderwerp verander nie. Vergeet van my flop en gewig en antwoord asseblief my vraag. Vir jou hoef ek niks te sê nie. Ek is niks van jou nie. Vir jou is ek 'n vreemdeling. Okay dan. Familie en selfs skoonfamilie is welkom om in my huis te bly. Vreemdelinge ongelukkig nie. Vat die pad. Ekskuus, skort, waai. Sien waaike. Jaag jy jou eie skoonma soos 'n sleg hond hier weg? Nee, net 'n vreemdeling. Sal ek so lank 'n taxi bel? As jy dan moet weet. Ek het in 'n oomblik van swakheid hom net gesoen. Vir wie? Errol. Eintlik is dit hy wat my gesoen het. Ek het maar net gegou with the flow. Ma, my soen nie 'n ander vrou se man nie.
Ek het vir hom gesê, nee, Errol, nee, dis verkeerd. Maar toe sê hy, dis hoekom dit so lekker is. Toe glo ek die seksie bogger. Ek dink ma skuld mevrou Kotse 'n verskoning. Sy is 'n pyn in die gat. As ma in vrede daar by huis Helieveld wil bly, moet ma met almal gaan vrede maak, al die bure. Jy sê nie 'n woord vir iemand van wat jy nou net by my gehoor het nie, veral nie vir Wors nie. Hy sal nooit kan verstaan dat sy ma 'n vrou is met sekere behoeftes nie. Ek sal niks vir niemand sê nie. Maar dan moet ma net môre gaan vrede maak met almal en teruggaan na ma se woonstel toe. Vir my sal dit bitter moeilik wees. Ek dink nie ek sal dit kan doen nie. Of ek vertel vir almal. Familie ook, van ma en Errol. Hel, maar jy streng. Gewonder arme Wors loop so op eiers na by jou nie. Gaan ma dit doen of nie? Ja, okay, ek sal ou Jolly Molly. Just don't get your knickers in a knot. Hel, verjaar iemand dat ons so 'n hotel breakfast kry. Julle ouma het dit gemaak. Hey, dankie ouma. Dit was nie maklik in 'n kombuis waarom dit niks op 'n logiese plek is. Die goeie nuus is, julle ouma gaan vandag terug na haar woonstel. Ek kan nie wag nie. Al die computer games op my laptop is net weg. Selfs daai bloody dier games wat Neville Naidu vir my gepirate het. Dalk is dit 'n goeie ding. Weet nie veel van computers of die interweb af nie, maar almal sê om dinge te pirate is onwettig. Almal doen dit maar. Dit beteken nie dis reg nie. As almal dan gaan rook, sal jy ook? Molly, het jy gistermiddag vir my gesê jy en Faitjie 'n dag gaan gerook, Blapsie verwag en my ma hardloop kaal in die strate rond? Nee, ek het dit nie gesê nie. Ons sweer ek het dit iewers gehoor. Maar jy het seker gedroom. Jy het baie onrustig geslaap laasnag. Pa, dit is 'n baie siek droom. Ja, ek het nog nooit aan 'n daggesol geraak nie, pa. Ek ook nie, sies Wors. Dit maak nie saak hoe lank tevore 'n mens iets gedoen het nie. Dit kan nooit 'n geheim bly as jou kind met die helm gebore is nie. En ek gesê jy mag hier kom sit? Weet jy wil my net kans gee om te verduidelik? Daar is niks om te verduidelik nie. Dis vir my so duidelik soos daglig dat jy verstot is op daai Charmenay-slet. Voor jy my verder uitvreet, laat ek net sê dat ek uit 'n gebroke huis uitkom. Jy het daai simpatie game al voorheen met my gespeel. Ek val nie meer daarvoor nie. My pa, wat 'n hervormde alkoholist was, het weer begin drink. En my ma gee nou baie meer aandag aan haar nuwe boyfriend as aan my. Is dit? Elke flippe naweek slaap hy by ons huis. Jy weet nie hoe bitter swaar is dit vir my nie. Probeer jy met my gevoelens speel? Ja, werk dit. So bietjie. Maar dit beteken nie dat ek nie die hoogste hellen is vir jou nie. Daai fotosessie was niks anders as 'n kunstenaar, dis nou ek 'n fotograaf, wat sonder enige emosie 'n model afneem. Charmenay kon net sowel 'n winkelpop gewees het. 'n Halfkaal winkelpop. Heeltemal kaal een. Wil jy flip en opmaak of wil jy my nog meer die hellen maak? Want jy is vinnig besig om dit te doen. Ek is oop en eerlik met jou. Ek staan voor jou met my naakte gevoelens. Jy staan nie, jy sit. Ek praat figuurlik, okay? Moenie eers die woord figuur vir my noem nie. Ons almal weet hoe flip en maar daai tert is. Voel niks vir haar nie. Vir my is sy maar net 'n ander persoon waarvoor my beste vriend gevoelens het. Ja. Onthou dit asseblief. Want Dick gaan haar die naweek vir hom sy meisie te wees. Gelukkige bliksem. Askies. Ek is 'n gelukkige bliksem om iemand so volwasse en verstaanbaar soos jy te hê. Wat die groter prentjie kan sien en kleinighede kan sien vir wat dit is. En 'n mens kan vergewe. Verskoon my, maar ek het jou nog nie vergewe nie. Maar in jou hart weet jy dat jy gaan. Miskien, maar dit gaan lank vat. Jy het my diep seer gemaak. Ek is hier vir die lang pad.
Weet hoe voel verwerping. Ek kom uit 'n gebroke huis uit. Jy het al gesê jy rubbish. Ek voel so alleen soos 'n weeskind. Baie regtig. 'n Verwerpte weeskind. Ag, Shan, kom sit jy by my, ek sal jou maak. Kom. Dis al wat ek wil hê, net 'n hug. Of dalk iets meer. Beslis iets meer. Jou ma is gelukkig vandag terug na haar woonstel toe. Dinge raak nou woes by my werk. My senuwees is klaar. Hy's nou by die huis. Los die werkse dinge by die werk. Ontspan, drink jou koffie. Ek het lekker bobotie gemaak. Daai slapgat werkers het wragtig vandag gestaak en betoog met plakate en alles. Watter werkers? Melvin en Neville Naidu. Twee mense is nie juis 'n betoging nie. Ek moes alleen al die batteries insit. Hulle het gestaak. Die hele dag. Ja, behalwe lunchtyd. Toe kom vreet hulle lunch daar saam met my asof hulle niks verkeerd gedoen het. Jy vir hoofkantoor laat weet. Ek het vir hoofkantoor gesoebat om 'n mediator of arbitrator te stuur, maar hulle kon nie. Hoekom nie? Die hele hoofkantoor is op straik, Almal. behalwe die direksie en ek. So, SMS vir my ma. Please call me. Nee, dit sê net moet my nie bel nie. Moenie my lastige vrae vra nie. Errol het by my ingetrek.